Right, so, Massey Ferguson. Die groot vraag is, daar is 70 verskillende tipes trekkers wat jy op die mark kan kry. Met nie 'n groot verskil tussen hulle nie, maar tog 'n groot verskil tussen elke liewe een van hulle. So ons is hierso, net buite Vivo, en ons gaan 'n bietjie gesels oor, hoekom Massey? Dit is eintlik maar die groot vraag. Hoekom moet jy Massey enigsins in gedagte hou, as ons dit so kan stel? Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Hallo CT, hoe gaan het met jou? Goed en jou, Albert? Nee, kyk, ons kan nie kla nie, dis Vrydag, amper naweek. Lekker. So verduidelik vir eintlik maar net bietjie, wie is jy? En ons is hier op 'n ongelooflike mooi stukkie grond net buite Vivo. Vertel my waarmee boer jy en wat gaan eintlik hier aan? Albert, ons man, soos almal maar in boerdery moet hou, ons maar diversifiseer, so ons boer so met iets van alles. Ons het aartappels, eie, butternuts, 'n bietjie dragonfruit, granate, en dan het ons ook so 'n bietjie begin graan produseer, ons bietjie mielies, bietjie sojas, en dan beeste, en ons voer 'n bietjie beeste ook. So letterlik alles wat jy moontlik uit van die ewenaar kan doen. Daarom nou nie so wyd nie, maar ja. So verduidelik vir my nou 'n bietjie, ek sien nou hier agter my is hier 'n klomp brand trekkers. Maar nou hoekom het jy besluit op hierdie Massey wat hier agter jou staan? Maar dit is 'n paar redes. Ek dink nie daar is meer so ding soos 'n slegte trekker nie. Alles het sy plek. Dit is eintlik maar soos 'n hoërskooltjies en die laaste een is die beste een. Ja, amper. Maar ek dink veral kliëntediens is 'n onderskeidingsfaktor. En dan natuurlik die gewone goed brandstofverbruik, hang af wat se funksies jy wil verrig en wat is die vermoë van die trekker. So die goed raak baie tegnies en baie ou kan nou lank praat oor al die detail. Vir ons die rede was daar was basies 3 goed gewees wat ons van die in hierdie groot trekkers wat ons gekyk het na ander fabrikate, was soos ek sê kliëntediens en ook die koste van kliëntediens. En dan verder beskikbaarheid daarvan. Ja, dit so kom ons sê die totale faktor van kliëntediens en alles wat dit behels, brandstofverbruik en dan ook die aankoopprys. Okay. So ek dink dit was die 3 goed wat vir ons laat besluit het, eers kom ons vat 'n kans met 'n Massey Ferguson. Want die groot probleem daar buite is werklik baie mense verkoop vir jou produk. En sodra jy die produk verkoop is, dan vergeet hulle van jou tot en met hulle 'n nuwe produk het. Ja, sy. Maar ek raai Massey stap die pad saam met jou. Hulle kliëntediens is redelik beskikbaar, parte is gekort. Dis nie dat jy baie aftyd het, as ek dit so kan stel, as daar 'n probleem opkom. Ja, ek dink wat ons beleef is baie keer die ou wat die produk verkoop. Ons het nou onlangs 'n paar bakkies gekoop. Die persoon wat die bakkies aan jou verkoop, is nie die een wat hom gaan diens nie. Ja. So nou maak hy beloftes en dan kom die werkswinkel dit nie so lekker na nie, jy weet. Ja. So dit is en in hierdie geval is ons baie gelukkig. Dis dieselfde, jy weet, so tel die telefoon op as jy nie gelukkig is met die diens nie. Dis een ou wat ek bel en hy sorteer dit vir ons uit. So is amper een ou wat jy bel om hom te koop, om hom te diens, om hom te alles. Ja. Een persoon en die beskikbaarheid daarvan, as jy 'n probleem het, jy bel en hulle reël dit vir jou so vinnig as moontlik. Presies. Want op die einde van die dag, tyd wat hierdie ding nie loop as hy moet loop nie, is bitter kosbare tyd. Baie. En ek moet sê die brandstofverbruik is werklik goed. Van ons vorige fabrikate in dieselfde grootte hardloop ons omtrent hier by 'n 20% besparing op brandstof, ja. 20%. Ja. Kyk, dit is nou nie klein syfertjies nie. Dis baie. Nee, ek het dit bietjie toe ons operasionele beampte, hoofoperasionele beampte vir my die syfers gewys het, ek kon sê eers nee. Hulle het eers weer die somme gaan maak. Daar's 'n foutjie, gaan weer die matriekreek na. Kom ons gaan maak dit gou seker. Ja, maar dit was werklik so, hoor. Okay. Nee, maar dankie dat ons gaan met jou gou gesels het en so alle sterkte toe. Ek weet dit is nou amper sulke tyd hier so met die aardappels. Ja. So ons wens julle alle sterkte toe en laat hy hard werk. Dankie Albert, waardeer. Raad jy op die einde van die dag. Ek sê altyd is so maklik soos dit, maar dit is so maklik soos dit. Jy kry 'n produk wat werk en dan na die tyd los jy nie alleen nie. Hulle staan saam met jou, hulle stap saam met jou en op die einde van die dag in 'n boerdery is dit een van die belangrikste goeders, is iemand wat deurlopend saam met jou werk. Want jy kan nie net hier en daar iemand vat nie, want jy kort stabiliteit in sulke ongelooflike de mekaar beroep. So ja, dis Farm Spice oor en uit.